Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën in sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, die wilde honde is nogal altyd ietsie om te sien, skaars en dalk moeilik om te sien in die wildtuin, maar wanneer 'n mens hulle sien, is dit of hulle lê of hulle speel, en dis nogal 'n mooi deel van hulle wanneer hulle so spelerig is met mekaar, en sommige ure is 'n vermaak as ou so lank by hulle kan sit om hulle so te sien dan ook. Daar is dalk 'n wrede kant ook wanneer hulle iets vang, dis baie wreed. Maar nou ja, liewe vriende, hierso was ons by 'n geleentheid waar hulle heerlik gespeel het en vol blydskap was en gelukkig, en weet jy, en dit het ons so laat dink aan die gedeelte wat ons vanoggend met u wil deel, en dit is rakend Rut, en hoe sy ook binne die wil van die Here dan ook gekom het. Hoofstuk 3, liewe vriende, is dit nogal 'n mooi saak om te sien hoe die wil van die Here, of kan ons maar sê die wil van die Meester, geopenbaar is, juis in die opsig van Boas dan nou, wat ook opgetree het in hierdie hoofstuk. In hoofstuk 3 vers 1 staan daar: Toe sê haar skoonmoeder Naomi vir haar: My dogter, sal ek nie vir jou 'n rusplek soek, dat dit goed met jou kan gaan nie. Liewe vriende, hier is 'n wonderlike saak hier. Naomi kom en sy sê vir Rut: Ek sal vir jou 'n rusplek kry dat dit met jou goed kan gaan. En jy weet, ons moet sekerlik net dit eerstens kom raak sien. Dit is tog die wil van die Here vir elke mens om in hom 'n rusplek te kry. Die Here berei die hemel vir elke persoon wat hom aanneem as sy verlosser en saligmaker. Die Here wil hê dat almal verlos moet word van Satans mag. Hy het gekom om die werk van die duiwel in elkeen se lewe te verbreek. Hierdie lewe wat die duiwel ons so jaag en sonder soveel smart en 'n hartseer oor 'n mens kom bring. Daar's 'n veilige plek by die Here Jesus. Hy het 'n rusplek en hy wil hê dat jy daar moet kom wees. Dan, liewe vriende, wat my so mooi is van toe Rut geweet het dat dit die wil van die Here is om vir haar hierdie rusplek te gee, toe het Rut gereed gemaak om sekerlik die Meester se wil te ontdek. Sy het toe gedoen wat Naomi vir haar gesê het om te doen. Sy het haar gewas en gesalf. In vers 3 lees ons dit. Sy het na Boas gegaan. En dan, dit lees ons in vers 4. En dan het sy op die plek gekom om sy stem te hoor. Vers 7. Nou, liewe vriende, sekerlik ook so, as u die wil van die Here moet ken, dan moet u sorg dat u rein voor die Here is, dat u sekerlik weet dat u met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van die Here kan ingaan. Want as jy nou sonde in die lewe het, dan is die eerste ding wat die Here vir u sekerlik kan sê, jy moet jou sonde regmaak. En totdat ons nie met ons sonde belyn laat staan nie, gaan die Here nie meer van sy wil aan ons openbaar nie. Maar as hy sien ons is gewillig en gehoorsaam, en ons gaan met die Here deur, dan sal die Here meer van sy wil aan ons kom openbaar. Verder, liewe vriende, moet jy sekerlik weet, jy moet na die Here toe gaan, jy moet hom gaan soek, ons moet in sy teenwoordigheid kom, ons moet wees daar waar die Here is. Dis wat Rut gedoen het, sy het gegaan daar waar Boas was, en toe kon sy sekerlik agterkom, wat is die wil van die Here? Wil hierdie ou, hou hy van my, wil hy met my trou, wat is sy planne? En sy kon dit ontdek het dan ook. En dan het sy op die plek gekom, wat sy stem kon hoor, hulle kon gepraat het, en duidelik het sy uit sy eie mond gehoor, wat sy wil dan ook is. Wil u nie ook vanoggend op so 'n plek, omdat u gereed maak om binne die wil van die Here te kom? Dan, liewe vriende, die laaste saak, die Meester openbaar sy wil aan haar. Hy wys vir haar in vers 12 en 13, ek wil as die losser optree. Ek gaan ook as losser optree. En is wonderlik, ons weet dat die Here Jesus vir ons as losser opgetree het, deurdat hy in die kruis sy lewe vir ons kom gee het, om ons te verlos en vry te maak en los te koop van Satans mag. En dank die Here dat hy dit vir ons kan doen, en dat hy dit vandag nog sekerlik ook vir u kan doen, as dit nie in die lewe is nie, mag die Here dit vandag ook so vir u doen. Kom vertrou hom daarvoor. Maar ook so, liewe vriende, moet ons as kinders van die Here ook nog 'n ander baie belangrike les hier leer. En dis vers 18. Vers 18 staan daar, en sy antwoord: Sit stil, my dogter, totdat jy weet hoe die saak uitval, want die man sal nie rus tensy hy vandag nog die saak afgehandel het nie. En hier was seker 'n moeilike saak vir Rut gewees om stil te sit, om te wag, om te hoor wat gaan gebeur met die lossing, wat gaan plaasvind met die lossing, om te bly wag totdat Boas terugkom na haar toe met die nuus dan ook. So mag dit kind van die Here baie keer het
Wil ons die wil van die Here hê en ons wil hê dit moet gedoen word en so en geopenbaar word en dit kom altyd nie dalk dadelik nie, dan moet ons ook wag op die Here, soos wat Rut maar ook moes wag. Mag die Here vir jou daarin help en ons eer hom daarvoor ook. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie dat U nie verander het nie en dat U sekerlik ook nog vir ons U kosbare wil openbaar en sal openbaar en ons dankie daarvoor. Amen.